Ja, goeiemôre aan julle almal. Ek is baie dankbaar dat julle kon ingeskakel het. Ek is nie meer so, ek kan nie mooi so goed onthou hoeveelste Bybelstudie dit nou is oor kremasie of verrassing nie, maar ons is nou al 'n geruime tyd daarmee besig. Ons kom dan vanoggend nou by die Nuwe Testament. En ek wil vra dat julle almal saam met my eers sal bid, soos wat dit vir ons gebruiklik is, dat die Heilige Gees ons werklik kan lei om God se woord te verstaan. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U is die heilige God wat ons eer, U is die God wat ons aanbid. Ons wil U loof, want U is groot en almagtig en ook genadig. En deel van U besondere genade vir ons is U woord, en dat U ons nie onseker laat in hierdie wêreld nie, maar dat U ook baie duidelik vir ons in U woord openbaar wat U wil is. Gee dat ons dan ook nou met die nodige gehoorsaamheid sal reageer, en ons sal onderwerp aan U woord. Ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Nou goed, ek neem julle gou weer deur hierdie Bybelstudie wat of hierdie stuk wat opgestel is deur Dominee Lindhout. En net om die relevantheid daarvan vir julle aan te toon, daar was nou 'n studierapport wat gedien het of moes gedien het by die streeksinode KwaZulu-Natal wat gedryf is deur 'n gemeente in Welkom deur 'n emeritus predikant wat hierdie saak wou ondersoek. Kom ons sê nou maar net ondersoek. Ek het ook baie sterk my standpunt hieroor gestel. Daar is geen twyfel dat die skrif baie duidelik vir ons aantoon dat lijkverbranding nie die wil van God is nie. Dit is nie die roete wat hy vir ons in die skrif gee nie. Nou ons het begin deur te kyk net histories, het ons gesien dat dit is 'n heidense gebruik. Ek wys maar elke keer daarop dat in die tyd in Rusland met die kommunisme het die regering mense juis aangemoedig om te veras sodat hulle protes kan aanteken teen die Christelike godsdiens en om te breek met die Christelike godsdiens. So dit gee vir 'n mens reeds die agtergrond en dit wys vir jou in watter atmosfeer jy ook dan kremasie moet beskou. Ons het gekyk na ouer argumente en nuwer argumente in verband met lijkverbranding en ons het gesien dat hierdie is alles wêreldse argumente en ons het dit kortliks beoordeel en toe het ons gekom by die Ou Testament en dit was baie duidelik uit die Ou Testament dat God die roete van begrafnis vir ons aandui. Ons het gekyk na die aardsvaders Abraham, Isak, Jakob, die begrafnisse wat hulle gehad het, die aankoop van grond vir begrafplase, die begrafnisse van hulle vrouens. Ons het baie tyd gespandeer aan die saak van Saul wat en sy seuns wie se liggame wel verbrand is en die bene begrawe is en hoekom dit so is en dat dit nie 'n bewys is wat verrassing ondersteun nie, inteendeel dit versterk eerder die gedagte dat hulle gestaan het onder die oordeel van God. Ons het ook aandag gegee aan Amos 6 vers 10 en dan sal julle onthou dat die sterkste argument wat ek aangedui het was uiteindelik die begrafnis van Moses, wat God self die liggaam van Moses vat en Moses se liggaam gaan begrawe en dat die Bybel baie duidelik daaroor is dat God daardie roete verkies het en dit so gedoen het terwyl hy in 'n oomblik 'n einde net kon gemaak het aan die bestaan van Moses se liggaam deur hom net weer stof te laat word. Op welke wyse God ook al sou wou, was dit nie wat God verkies het nie.
So daar is 'n baie duidelike lyn het ons gesien wat vir ons dui op begrafnis vanuit die Ou Testament. Nou moet 'n mens vir jouself afvra, gaan daardie lyn dan ook nou verder in die Nuwe Testament? En ek wil aan die begin vir julle sê dat dit is inderdaad wat julle sal sien, dat in die Nuwe Testament gaan hierdie lyn van begrafnis verder. Om die waarheid te sê, daar is geen sprake van lijkverbranding of van verassing nie. En as daar enigsins sprake is van vuur en swaal of die oond, dan staan dit altyd in verband met God se oordeel. En dit maak dit vir 'n mens nog meer onverstaanbaar hoe dit kan wees dat daar enigsins mense is wat op grond van die skrif se gegevens beweer dat verassing of lijkverbranding enigsins 'n moontlikheid is vir Christene. So ek kan hierdie punt nie genoeg beklemtoon nie dat ons op hierdie stadium in die wêreld en veral dan ook in Suid-Afrika te doen het met grove, moedswillige ongehoorsaamheid aan die woord van God. En aan God self, deur hierdie roete te kies. En ek wil ook baie duidelik sê, kom dit op daardie punt, dat 'n mens uiteindelik vir jouself moet sê, so hoe gaan ek gehoorsaam wees? Gaan ek aan God se woord gehoorsaam wees, want ek sê ek sal God gehoorsaam, of gaan ek luister na wêreldse argumente? En as dit dan is dat dit is wat God in sy woord sê, en ek toon dit vir u, dan is daar nie ruimte vir ongehoorsaamheid nie. Dan al kos dit my geld, dan begrawe ek. En oor hierdie saak van geld en finansies het ons ook gesien dat 'n begrafnis is nie baie duurder as 'n verassing nie. Die dae dat 'n verassing sogenaamd baie goedkoper is onwaar. Hulle vat daai hele polis wat jy het by Afbop of Safas of wat ook al, in elk geval vir die verassing ook. So kom ons gaan nou na die Nuwe Testament toe. Ook hier wil ons weer begin met 'n paar algemene tekste en ek wil by Dominee Lindhout aansluit en hy's nou al, ek dink baie jare gelede oorlede. Maar hierdie gegevens in verband met begrafnis sou ek vir u baie kon vermenigvuldig. Ek sou u die hele dag daarmee kon besig hou. So duidelik is hierdie lyn ook in die Nuwe Testament. Terwyl die teendeel absoluut waar is van verassing, dat daar nie eers voorbeelde daarvan is nie. En ons sal ook kyk dat na die feit spesifiek dat dit deur die apostel Paulus byvoorbeeld nie eers genoem word nie. Hoekom noem hy dit nie? Want dit was glad nie 'n praktyk onder Christene gewees nie. Dit was uit en uit 'n heidense praktyk gewees. Goed, so ons begin dan met Matteus 23 vers 27. Waar die Here Jesus praat met die skrifgeleerdes en die geveinsdes, en dan verwys hy daarna dat begrafnis was die algemene praktyk wat Israel geken het. En dan gebruik hy dit as 'n beeld om te verwys na hulle geestelike doodsheid. So hy gebruik dit net as 'n beeld, maar dit sê wel vir ons iets van hierdie saak van begrafnis, dat dit wel bekend was. So hy sê in Matteus 23 vers 27, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbeende, of beendere, en allerhande onreinheid is. Met ander woorde, ons weet nou byvoorbeeld, hulle het die grafte afgewit, hulle het die grafte onderhou, dat dit netjies was ook in daardie tyd,
En die Here sê nie, en ek wil dit beklemtoon, hoor dit asseblief baie mooi en baie duidelik, want as jy dit sou dink, is jy in die eerste plek of dom of moetswillig. Die Here sê nie dat almal wat begrawe is skrifgeleerdes en fariseërs nie. So al wat hy sê, is dat hy gebruik die beeld, dat hulle is soos grafte met dooie bene in hulle, want hulle is geestelik dood. Dis die beeld wat hy gebruik. Maar hy maak dit baie duidelik, dat dit is 'n praktyk gewees in daardie tyd. Ek dink almal kan dit verstaan, ek dink 'n kind sal ek dit kan verduidelik, en 'n kind van 'n redelike ouderdom sal dit kan verstaan. Matteus 26 vers 12, want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Nou dit is nog voordat die Here Jesus aan die kruis op Golgotha sou sterf. Maak hy baie duidelik, nadat die vrou die duur nardesalf op hom uitgegooi het, dat hy begrawe wil word. Dit was nie maar net 'n besluit van Josef van Arimatea en Nikodemus, dat hulle die Here gaan begrawe het, soos wat Jode in daardie tyd in die algemeen gedoen het nie. En enige iemand wat so iets sou sê, neem hierdie teks nie in gedagte nie, of hou dit nie in gedagte nie. Mens kan amper sê, hier is die Here Jesus se geestelike testament, waar hy bepaal wat hy wil hê met sy liggaam moet gebeur na sy dood. En wat sê hy? Wat moet met sy liggaam gebeur na sy dood? Hy sê begrafnis, baie duidelik, bo alle twyfel. So as jy nou begin dink dat God het in die Ou Testament begrawe, die Seun, Jesus Christus, in die Nuwe Testament sê, my liggaam moet begrawe word. En hy is vir ons die eerste Adam, hy is ons voorloper, hy is nie net ons verlosser en ons Here nie, maar hy is ook ons waardige voorbeeld, en hy sê vir ons, want hier tree op as ons leermeester, in sy geestelike testament, bepaal hy, begrawe my liggaam. Ek dink dit is baie moeilik om te verstaan nie. Weereens, ek dink jy is uiters moetswillig, as jy dit nie wil hoor nie, of as jy dit op die een of ander manier probeer kompliseer, of verdraai, om uiteindelik jou sin te kry om te kan doen wat jy wil doen. En dan, in Lukas 16 vers 23, het ons natuurlik die gelykenis wat die Here Jesus vertel het, van Lazarus en die ryk man, en daar staan baie duidelik, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Dit was die algemene praktyk in daardie tyd. Selfs minder goeie gelowiges, soos die ryk man wat uiteindelik in die hel beland, want hy was in die hel, in terme van die gelykenis, onthou nou, hy vra dat Lazarus moet met 'n druppel water net sy tong kom afkoel, so selfs die lou en swak Israeliete, die ongelowige Israeliete wil 'n mens sê, selfs hulle het begrawe, hulle het dit nie eers oorweeg om te veras nie. So die oomblik as jy begin veras, of oorweeg om te veras, is dit baie duidelik, jy staan eintlik ver buite die kring van die verbond. Jy gaan nou 'n roete wat absoluut heidens is, 'n heidense praktyk. Dis baie duidelik uit hierdie vers uit. En dan Johannes 5 vers 28, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Daar is sprake van grafte. Wat is 'n graf? 'n Graf is 'n plek waar mense begrawe word. Wat word met as gedoen? Word as begrawe? Nee, as word nie begrawe nie. As word gestrooi, dit word rondgegooi, dit waai die wêreld vol. Soos daar by God's Window 'n paar jaar gelede en op Tafelberg.
Dit veroorsaak eintlik geweldige besoedeling dat hulle daai praktyke verbied nou. Jy mag glad nie daarmee as gooi nie, want jy kan nêrens daar getrap het nie, of daar lê 'n klomp as rond. So, is baie duidelik dat die Here sê, grafte wys op begrafnis. Jy kan 'n Bybelse konkordansie in Afrikaans vat, jy kan nog voorbeelde nagaan, en jy gaan legio voorbeelde kry in die Nuwe Testament. En dan kan jy gaan probeer om iets soos verassing of verbranding op te soek in jou konkordansie, en jy gaan nie iets kry in die konteks van mense wat hier op aarde verbrand moet word nie. Johannes 11 vers 17, toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy, Lazarus, in hierdie geval is daardie hy verwys na Lazarus, al 4 dae in die graf was. So wat het Lazarus sy susters en die Jode met die liggaam van Lazarus gedoen? Hulle het die liggaam van Lazarus begrawe. En nou kan jy begin sien, wat sou gebeur het as die Here daar gekom het en hulle het vir hom gesê, ons het Lazarus verbrand. Lazarus se liggaam is nie meer nie. Natuurlik, ek sê nie daarmee dat dit vir God onmoontlik is om uiteindelik weer Lazarus te kon opwek nie, maar die Here vernuwe of wek die liggaam van Lazarus weer op. So hy was in die graf. Handelinge 5 vers 6. Daarna het die jong manne opgestaan en hom Ananias toegedraai en uitgedra en begrawe. Nou moet julle onthou, Ananias en Safira, beide van hulle, en Safira kry jy in Handelinge 5 vers 10. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe, en die jong manne het ingekom en haar, Safira, doodgevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. Hulle was nie goeie gelowiges nie, Ananias en Safira. Hulle het leuns vertel. Hulle het probeer leuns vertel vir die Heilige Gees. Hulle sterf as gevolg van hulle heidense leefwyse. En selfs toe, in hierdie geval, kon die mede-Christene gesê het, Ananias en Safira was nie goeie gelowiges nie, ons gaan hulle nie begrawe nie, ons gaan liewers hulle liggame verbrand. Maar die gelowiges oorweeg dit nie eers vir 'n oomblik nie. Hulle het onmiddellik gegaan en gehandel met die liggame volgens die gebruik wat in die Christelike kerk bestaan het, en dit was begrawe. Hulle het gegaan en daardie mense se liggame steeds met die nodige respek behandel. So, dis vir my uit en uit baie sterk argumente teen verassing. En dan Handelinge 8 vers 2. Die godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Dis natuurlik Stefanus, die eerste martelaar van die Nuwe Testamentiese kerk, naas ons Here Jesus Christus. Ons Here Jesus Christus is ons verlosser. Hy is nie 'n martelaar in die sin van wat Stefanus dit was, wat gesterf het vir sy geloof nie. En wat doen die gelowiges in hierdie geval? En hier is 'n risiko vir hulle, dat hulle geïdentifiseer kan word met Stefanus, maar ten spyte van die hoë risiko vir hulle self, bly hulle gehoorsaam en gaan haal hulle die liggaam van Stefanus en hulle gaan begrawe vir Stefanus. Geen twyfel. Weer eens. Baie sterk en duidelike tekste wat dui op begrafnis. En hoekom dit dui op begrafnis en wat die betekenis daarvan is. Uit die boestaande voorbeelde wat maklik met ander vermeerder kan word, blyk dit duidelik dat ook in die Nuwe Testament die begrafnis gewoonte was.
Hiermee is die Nuwe Testament heeltemal in lyn met die Ou Testament en ek wil sê, dit is wat 'n mens sou verwag het. Jy kan nie 'n kontradiksie kry tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. Daar moet 'n deurlopende lyn wees, want dit is steeds een en dieselfde God wat hier vir ons sy openbaring gee. So daar kan nie teenstrydighede hier wees nie. So geen kontradiksie nie, 'n baie duidelike lyn wat deurloop vanaf die Ou Testament deur na die Nuwe Testament. Die gevalle van verbranding en van nie begrawe nie, wat soms in die Ou Testament nog gekry word, is in die Nuwe Testament, wil ek hier sê, totaal afwesig. Hier is nie eers sprake van 'n Saul en sy seuns nie. Dit bestaan nie in die Nuwe Testament nie. So ek kan nie verstaan dat 'n kerk wat oorwegend deesdae net die Nuwe Testament lees, want dis wat baie kerke vandag doen, of sogenaamde kerke, en daarmee bedoel ek nou sektes en kultusse ook. En ek moet seker dit duidelik sê, sektes en kultusse, want die tendens is dat daar word die Nuwe Testament word oorbeklemtoon, dat hulle ten spyte daarvan tog nog kon uitkom by iets soos verrassing. Dit moet dan beteken, en dit behoort onmiddellik vir jou te sê, dit moet dan beteken, dat hulle geensins met die skrif werk nie, glad nie, en dat hulle uit en uit net werk met menslike, wêreldse argumente. Hier is nie sprake van, ons lees die Bybel, ons het geluister na die woord van God, onder die leiding van die Heilige Gees, en ons gehoorsaam nou vir God nie. Dit is die toestand, wil ek sê, die treurige toestand van mense se geloofslewe deesdae. En hulle vertrou hulle self toe aan die leiding van mense wat werklik nie vir hulle leiding gee vanuit die skrif uit nie. Want daar is nie, die voorbeelde ontbreek in die Nuwe Testament. Soos wat Dominee Lindhout hier ook dan baie duidelik sê. Daar is egter een uitsondering. Hierdie uitsondering gaan oor 'n geval van nie begrawe nie. Ons tref dit aan in Matteus 8, vers 18 tot 22. Dit gaan daar oor 'n man wat Jesus wil volg, maar wat toestemming vra om eers sy vader te gaan begrawe. Die antwoord van Jesus op hierdie versoek is die volgende: volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Die versoek van die man is heeltemal, sal 'n mens sê, billik. Hy wil immer sy pa gaan begrawe, want dit was sy heilige plig om sy vader te begrawe. Tog wys Jesus hierdie versoek af, omdat die lare plig moet wyk voor die hoëre. Wat is sy hoëre plig? Volg jou redder en jou verlosser, die begrafnis of die navolging van jou redder en verlosser? En ek dink julle het die antwoord. Jy volg jou redder en verlosser. Om die woord te verkondig is 'n beter werk as om die dooies te begrawe. Die dooies word aan die dooies oorgelaat, dit wil sê aan hulle wat geen enkele belangstelling het vir die koninkryk van God nie. Hulle dus by wie dit aan elke vorm van egte geestelike lewe ontbreek, hulle is die dooies, wat die dooies moet begrawe. In die woorde hier van die Here Jesus. So, jy kan ook nie dit gebruik as 'n argument vir verrassing nie. Ek kan nie in my wildste drome dink. Wat se akrobatiese, eksegetiese, akrobatiese toertjies gaan jy probeer aanvang met Matteus 8 vers 18 tot 22, om miskien daarby te probeer uitkom dat verrassing 'n moontlikheid kan wees nie. Ek kan nie eers dit uitdink nie. So ek weet nie asof iemand dit al probeer uitdink het.
maar dit is doeteenvoudige geval waar die Here gesê, daar's 'n hoëre plig teenoor die laere plig van die begrafnis. Ons sien dus dat die Nuwe Testament baie aandag aan begrawe bestee. Van verbranding is nie eers een enkele keer sprake nie. Dit is wel so dat die Nuwe Testament die oond ken. En nou moet jy baie versigtig wees om te dink in terme van moderne oond. Die oond in daai tyd is omtrent soos die oonde wat van ons oumas, ek onthou dit nog, ek het nog 'n ouma gehad wat in 'n oond buitekant met geleentheid, vir spesiale geleenthede, brood gebak het. Of miskien die oond van die koolstoof. En vandag het ons elektriese oonde en gasoonde, maar in daardie tyd het hulle nie daai tegnologie gehad nie. So wanneer daar in die Nuwe Testament sprake is van die oond, dan kan jy tog nou nie dink in terme van die moderne oonde waarin hulle mense stoot om hulle te veras nie. En dit dan probeer gebruik as 'n argument nie. Ek wou eintlik sê, 'n kind sal vir jou sê, jy kan dit nie doen nie. Maar ek kan my dink dat daar teoloë is wat dit waarskynlik sal doen, doeteenvoudig omdat hulle wil inval by wat mense wil hê, wat die heersende gedagte is, of die argumente wat hulle probeer ondersteun. Hulle die argumente, nou gaan hulle na die Bybel toe en hulle gaan kyk of hulle nie 'n plek kan kry waar hulle 'n paar tekste kan kry waar daar sprake is van 'n oond, en dan kan hulle daarom iets sê wat lyk asof daar so 'n positiwiteit oor die moontlikheid van verrassing is in die Nuwe Testament. Maar dit is om die skrif gruwelik en moedswillig te verdraai en om jouself te bring uiteindelik onder die oordeel van God. Van verbranding is nie eens 'n enkele keer sprake nie. Dit is wel so dat in die Nuwe Testament sprake is van die oond. Die woord word egter gebruik in 'n baie besondere betekenis wat nie in die gedagtegang van die moderne lijkverbrandingspraktyke tuis hoort nie. Ons gee weer 'n paar voorbeelde. Matteus 6 vers 30. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Dit is baie duidelik, broer en suster, dat jy kan nie daardie verwysing na oond gebruik as 'n regverdiging vir verrassing nie. Hierdie teks is deel van die Here Jesus se onderwys aan sy disippels. Matteus 13 vers 42. En sal hulle in die vuuroond gooi. Dieselfde woord tref ons ook aan in Matteus 13 vers 50, met hierdie vuuroond waar daar geween sal wees en geknars van die tande, word egter nie die plek bedoel waar die verteringsproses van die menslike liggaam tot 'n kort tydjie ingekort word nie. Hier word bedoel die plek waar God sy gerig oefen oor die ongelowiges. So hier word nie bedoel die liggaam in die eerste plek wat in 'n vuuroond gegooi word soos die moderne verrassingspraktyk om dit as te laat word nie en die bene moet later gemaal word nie. Hier word verwys na die pyniging van die siel en later ook die liggaam na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En as jy dit op 'n ander manier verstaan, sou ek graag wil hoor hoe jy daarby verbykom om hierdie woorde van die Here dan so te verdraai. En dan word dit bo alles ook nog in 'n baie negatiewe konteks gebruik. Dit is die wat God nie dien nie, God nie liefhet nie, God verwerp het, ongehoorsaam was aan hom. Dit is wat met hulle gebeur. Dit is wat met hulle siele gebeur. Dis die pyniging en die ellende wat vir hulle voorlê. So hoekom sal jy dit wil gebruik as 'n argument of as 'n teks of as 'n verwysing om te probeer om verrassing te regverdig? Ek dink jy is eintlik besig om jouself in die voet te skiet.
deur hierdie tekste te gebruik as 'n verwysing. En glo my, daar is 'n paar wat dit doen. Nog erger is die mense wat hulle glo, wil ek sê. En die mense wat agter hulle aanloop. Terwyl hierdie tekste baie duidelik eintlik die teendeel sê, word hierdie tekste dus eintlik moedswillig misbruik. En ek het nou al redelik skerp gepraat oor mense wat hierdie tipe van dinge doen. Dis hartseer, dis tragies, dat die gemiddelde Bybelleser se kennis van die woord van God deesdae so swak is, dat mense met, ek wil amper sê, 'n baie gevaarlike soort geleerdheid, hulle so kan verlei, deur tekste te verdraai. Maar ek dink dit is omdat mense hierdie goed wil glo, want hulle het reeds ingekoop op die wêreldse argumente. Maar jy kan baie duidelik sien, hierdie tekste word verkeerd aangewend. Totaal verkeerd aangewend. En weer eens, pas op, ek sê dit weer, en ek het dit al baie vir u gesê in hierdie Bybelstudies. Nie elke predikant kan jy glo nie, nie elke professor of dokter, priester, profeet, pastoor, noem hom maar wat jy ook al wil, kan jy glo nie. Die toets is of hy werklik hou by die woord van God. En ek dink ek toon vir u oortuigend aan, maak die saak of hierdie praktyke gevestig is in watter Afrikaanse kerke nie. Dan is daar die Afrikaanse kerke nie meer by die woord van God nie. Dan luister hulle nie meer eers na God nie. Dan loop hulle eie pad, soos wat die kerk al in die verlede gedoen het. Die Ou Testament wys dit vir ons. Gaan lees maar die profete soos Jesegiel en Jesaja. Praat van die tragiese toestand van die kerk, waar daar valse profete is. Net so is daar valse predikante, pastore, priesters en professore. Hulle is vals, want hulle verklaar nie meer die woord van God nie, as die woord van God nie. Dit is nie eers meer vir hulle die woord van God nie. Soos in die geval van ons kort oorsig uit die Ou Testament, het ons ook by ons ondersoek van die Nuwe Testament ons sterkste argument teen lijkverbranding vir laaste bewaar. En dit is die feit wat deur al 4 evangeliste, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, nadruklik vermeld word, naamlik dat Jesus Christus begrawe is. Ook deur hierdie feit word weer duidelik aangetoon dat God die begrafnis verkies bo die lijkverbranding. Broer en suster, hoe is dit dat mense wat weet en glo dat Jesus Christus aan die kruis vir hulle sondes gesterf het, wat weet dat hy opgestaan het uit die dood, moet tog ook weet dat hy begrawe is. Dis mense wat die apostoliese geloofsbelijdenis opsê, Sondag, waar ons baie duidelik bely dat hy begrawe is. Hoe is dit dat mense dan inkoop op hierdie argumente oor verrassing en hierdie roete opgaan? Hoe is dit? Hoe kom mense daarby uit? Dit is dan so 'n kernbelangrike waarheid vir die kerk gewees, deur al die eeue, en as jy net praat, vir die laaste 2000 jaar, 20 eeue, dat die Nuwe Testamentiese kerk al vir 20 eeue bely, begrawe is. Hoeveel keer is dit al bely deur al daardie eeue heen? Begrawe is. En hier in Suid-Afrika, die laaste 50 jaar, nou tel ons spoed op. Ons gaan die pad van die heidene op. Want ons word geregeer deur kommuniste en marxiste. Nou los ons die woord van die Here. En daar's 'n klomp teoloë, jy moet nie twyfel daaroor hê nie. 'n Klomp teoloë, predikante, pastore, ek kan maar weer die lysie noem vir u, wat uit en uit
ingeval het in die langlyn wat agter hierdie kommunistiese, marxistiese ideologie aangaan. En hulle sit in Afrikaanse kerke, hulle het vanne wat ons het. Hulle is nie meer gereformeerd nie, hulle is nie meer by die woord van God nie. Die skrif is duidelik, Jesus Christus is begrawe. Hy sterf die dood van 'n misdadiger aan die kruis. Normaalweg is daar die liggame van misdadigers met die grootste disrespek behandel. Hulle is weggegooi daar op die ashoop of hulle is verbrand. Die honde het aan daardie liggame gevreet. Sou ons liefdevolle Vader toelaat dat sy seun se liggaam onderwerp word aan hierdie tipe van behandeling? Wat bepaal hy in sy wysheid? In sy raadsplan? Wat bou hy in sy raadsplan in vir sy seun? Ons voorloper. Hy bepaal vir hom 'n begrafnis. Hy sorg dat daar mense is. Josef van Arimatea, Nikodemus, dat hulle gaan vra vir sy liggaam, sodat sy liggaam begrawe kan word. Nou vra ek vir u, wat is die wil van God? Wat is die wil van God, broer en suster? As dit kom by die hantering van ons liggame. Dis baie tydelik begrawe. Want daar moet ook 'n opstanding van die liggaam wees. Dit is nie net die siel nie, wat God red nie, maar ook die liggaam van die mens wat gered word. Ek dink dit is grove en moedwillige ongehoorsaamheid as jy nie dit verstaan nie. As jy dit nie wil hoor nie, dan het jy jou hart verhard. Net soos in die geval van die Ou Testamentiese gewens, wil ons ook hier vir 'n paar oomblikke stil staan by die vraag na die normatiewe, die vraag dus of begrafnisgebruik in die Nuwe Testament vandag nog moet dien as norm vir ons manier van doen in hierdie verband. Normatiewe beteken, is dit nog wat vir ons bepaal word? Is dit nog die reël vir ons? Soos ons hierbo reeds gesien het, neem die graf 'n baie belangrike plek in die onderwys van die Here Jesus. Hy gebruik dit in sy gelykenisse, hy gebruik dit om dit vir mense duidelik te maak. So hy dink, hoe die Here Jesus gedink, op hierdie punt kan ek vir u sê hoe hy gedink. Hy dink duidelik in terme van begrafnis. Ek glo hy het geweet, want hy is tog God, dat mense uiteindelik hierdie gedagtegang van God sou eenkant werp en sou kies vir 'n uit en uit heidense gedagtegang. En die heidense gedagtegang is die roete van verrassing. Met betrekking tot die normatiewe van hierdie onderwys in woord en daad wil ons nou veral aandag gee aan twee sake, naamlik die opstanding van Lazarus en die opstanding van ons Here Jesus. Goed, so as 'n mens nou net dink aan die dood en die begrafnis en die opstanding van Lazarus, en u kan dit gerus gaan lees in Johannes hoofstuk 11 vers 1 tot 44. In Johannes 11 vers 44 lees ons die volgende: En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. So hy was ook begrawe, waarskynlik in 'n spilonk. En dat die opstanding van Lazarus groot gevolge gehad het, lees ons in Johannes 12 vers 17. En die skare wat by hom was toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het daarvan getuig. Hierdie opstanding van Lazarus het God beplan. Die Here Jesus het dit beplan. U sal onthou hoe hy gewag het, hoe hy getalm het. Hy het geweet hulle gaan die liggaam van Lazarus as hy gesterf het begrawe. Hy het dit beplan. Hy het geweet. God het voorkennis. Dit wat ons as mense nie het nie.
wat geen mens het. En daarom het hy gewag. By hierdie groot wonder is dit besonder opvallend dat die opstanding van Lazarus, soos Johannes dit beskryf, nooit sou kon plaasgevind het as die lijk van Lazarus verbrand sou gewees het nie. Dit sou nie so kon plaasgevind het nie, soos wat dit vir ons beskrywe is nie, want Lazarus het uit die graf uitgekom presies soos wat hy daar 4 dae tevore ingegaan het, toegedraai in doeke, wel nie regop wat hy uitgekom het en uitgestap het nie, maar hy was toegedraai in doeke. Daar's nie 'n verskil nie. Almal het geweet dit is Lazarus. Selfs die grafdoeke was nog ongeskonde. Dit alles geld in 'n veel groter mate ook van die begrafnis en opstanding van ons Here Jesus Christus. Niemand sal ontken dat Jesus se opstanding tog moontlik sou gewees het, as hulle sy liggaam direk na sy dood sou verbrand het nie. Want by God is alle dinge moontlik, en ek hoop u hoor dit. Ek sê nie dat God nie sy seun sou kon opwek as hy veras is nie. Ek sê wel, God wou dit nie so doen nie. Dis nie sy manier nie, dis nie wat hy wil hê nie. En hier lê ek nou ook vir u die antwoord uit, want sommige van u het alreeds deelgeneem aan die praktyk van verrassing. En geliefdes is verras. En mense vra dan altyd vir my, nou wat van daardie geliefde van my? Wat veras is? Was dit 'n fout? Ja, dit was 'n fout. En ek het al baie met mense ernstig gepraat en gevra, asseblief luister na my. Kyk saam met my in die Bybel. En dan hou hulle voet by stuk en hulle sê, maar dit is wat die of daai een bepaal het. Maar maak nie saak wat iemand in 'n testament vir my bepaal het, hy gaan nie vir my sy ongehoorsaamheid bepaal en dan loop ek agter hom aan nie. Ek is nie 'n skaap nie. Ek gaan nie agter hom aanloop en verkeerd doen nie. Ek kan reg doen. Dit is nie 'n wet van mede en perse dat ek moet daai persoon gaan verbrand nie, as dit nie my geloofsoortuiging is nie. En as iemand dan veras is, wat dan? Is daardie persoon verlore? As 'n gelowige veras is daardie persoon verlore? Nee. Glad nie. So 'n persoon is nie verlore nie. Moenie eers gaan sê dat ek gesê het dat so 'n persoon verlore is nie. Maar so 'n persoon was ongehoorsaam as hy geweet het hy moes nie veras word nie. Sy familie is ongehoorsaam as hulle weet dat daardie persoon moet nie veras word nie, en hulle doen dit in elk geval. En ek praat met mense hieroor. Maar daardie gelowige se siel is nie verlore nie. Dit is nie wat God wil hê nie, dis nie die pad wat God vir ons bepaal het nie. Maar daardie persoon is nie verlore nie. Solank as wat daardie persoon werklik 'n gelowige is. Maar u weet nou van beter, dis baie duidelik aan u gestel. U het God se woord gehoor. Gehoorsaam. Maar in die geval van verbranding, sou sy opstanding nie plaasgevind het soos dit op die Paasmôre gebeur het nie. Dis hoe God dit vir ons wou laat gebeur. Dis hoe hy dit vir ons beplan het. En as hy veras is, dan sou daardie gebeure nie so plaasgevind het nie. Daar sou nie vroue gewees het wat gegaan het om sy liggaam te versorg nie. Daar sou nie mense gewees het nie. Daar sou nie 'n plek gewees het nie. Want waar is die plek waar al hierdie as gestrooi is? Deesdae het mense nou mure wat hulle opsit, en dis volgens vir my 'n absolute verkeerde en 'n skandelike praktyk dat kerke dit oorweeg om sulke mure op te sit. Ek dink kerke moet dit nie doen nie. Dis monumente van ongelowigheid. Ons sou nie
ons sou nie gehad het wat ons nou onder andere op verskillende plekke in die evangelie van Johannes wel het nie. Naamlik die doeke en die hoofdoek van Jesus opgerol op een plek afsonderlik. Johannes 20 vers 6 en 7. Die littekens van Jesus se hande en sy sy. As sy liggaam verbrand is, wat sou hy vir Johannes gesê, vir Thomas gesê het? Wat sou hy vir sy disippels gesê het, toe hy vir hulle gesê het, kyk hier, bring jou hand, kom sit hom in my sy. Want sy liggaam is verbrand. Hy sê, dit is ek, kyk hier, kyk die littekens, kyk die merke. Dit is belangrik vir die Bybel, dit is belangrik vir die Nuwe Testament, vir die waarheid, vir die bevestiging van die waarheid, dat daar 'n opstanding plaasgevind het. En daarom wil ek vir u sê, verrassing en die praktyk van verrassing staan direk teenoor die waarheid. Dit is gebaseer op vals menslike argumente. Die littekens van Jesus se hande en sy sy, Johannes 20 vers 20, en die ooreenstemming tussen die begrawe liggaam van Jesus en sy opstandingsliggaam. Johannes 20 vers 25 tot 29. Die mense het hom nog herken as die Here Jesus. Hulle het geweet wie hy is, daar is 'n ooreenkoms tussen sy liggaam voor sy kruisiging en begrafnis en uiteindelik sy opstandingsliggaam. Daar's 'n ooreenkoms. Dit het ook die ooreenkoms van die littekens van God beskik dat dit nog daar moet wees. Selfs al is dit sy opstandingsliggaam. In Openbaring hoofstuk 5 kry ons hom as die lam wat geslag is, wat steeds die merke dra. Die lam wat geslag is vir ons en vir ons sondes. Uit Johannes 20 vers 20 en 25 tot 29 blyk dus duidelik die ongeskonde identiteit van Jesus voor en na sy opstanding. Daar kan geen twyfel wees nie. Die Jesus wat opgestaan het, is presies dieselfde Jesus as wat 'n paar dae vroeër begrawe is. In verband met die vraag na die normatiewe van die Nuwe Testamentiese gegevens, blyk eers dat die Nuwe Testament 'n stap verder gaan as die Ou Testament. In laasgenoemde, en dit is met ander woorde nou in die Ou Testament, is slegs sprake van begrawe. In eersgenoemde is sprake van begrawe en opstanding. So in die Nuwe Testament het ons 'n progressie, 'n ontwikkeling. Begrawe en opstanding loop vir ons saam. En daarom is dit so krities dat ons dit so bely. En wanneer ons kom by die punt dat ons begrafnis wegvat uit die lewe van die gelowige, wat sê ons nog vir die wêreld? Wat sê ons vir die heidene? Is daar 'n opstanding of is daar nie? Kan u sien hoe hulle allereers hierdie valsheid in Suid-Afrika het begin? By eers dat mense moet veras. En later tyd het ons in Afrikaanse kerke, ook in die susterskerke, toe beginne kry, dat die opstanding van die Here Jesus aangeval word. Hulle moes eers die hantering van die liggaam, die begrafnis, laat val, voordat hulle kon kom om die opstanding in twyfel te trek. En dit is, broer en suster, nie die werk van die Heilige Gees as jy so werk nie. U kan maar dink wie se werk dit is. Maar, en dit moet ons goed raak sien, dit is nie lijkverbranding en opstanding wat aan mekaar gekoppel word nie, maar begrafnis en opstanding. Vir die behoud van sy goddelike identiteit voor en na sy opstanding laat Jesus hom nie verbrand nie, maar begrawe, en hy het dit ook bepaal.
Hy het dit gesê, ons het na daai teks gekyk. Die behoud van die identiteit wat by die opstanding van Lazarus reeds so duidelik geblyk het, word by Jesus tot sy hoogtepunt gevoer. Want Lazarus moes na kortere of langere tyd maar weer sterwe. Maar Jesus nie. Hy het opgestaan uit die graf en leef tot in ewigheid. Hebreërs 13 vers 8. Onlangs daardie vers gelees uit Hebreërs 13 vers 8, gaan lees dit. Dit is merkwaardige vers en ek dink min van ons het daardie laaste woorde van Hebreërs al gelees. Teen die agtergrond van hierdie gegevens is dit, ek wil amper sê nie net Dominee Lindhout se siening nie, maar baie duidelik dat die Nuwe Testament die begrafnis as norm het en nie lijkverbranding nie. Ek sal graag volgende week wil kom by Paulus. En dan gaan ons ook kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 15. So ek wil dit los vir volgende week. En ek wil nou aan u geleentheid gee om aan my vrae te vra of om opmerkings te maak. Is daar enige vrae of opmerkings? U moet asseblief die vrymoedigheid neem om dit te doen. Ek sal sorg dat hierdie Bybelstudie ook spoedig dan opgesit word en dan kan u dit gaan kyk. Goed, dit lyk nie vir my daar is nie. Ek gaan vir ons dan weer vra dat u asseblief saam met my sal afsluit met 'n gebed. Ek net gou hier kyk, is dalk 'n vraag? Net gou kyk. Ja, dit lyk vir my daarom nie, dis 'n vraag nie. As hy, kom ons bid saam. Ons barmhartige God, u het die dinge in u woord baie mooi laat neerskryf, baie duidelik laat neerskryf. U het alles baie deeglik uitgewerk. Ons besef dit as ons so lees in die Bybel, as ons iets soos hierdie ondersoek aan die hand van die Bybel. Here, gee dat daar 'n terugkeer sal kom, dat daar weer 'n vernuwing sal kom, ook onder Afrikaners, en ook in Afrikaanse kerke, dat mense sal ophou om te kom met wêreldse swak argumente, maar dat hulle sal terugkeer na u woord, en sal luister en sal gehoorsaam. Mense lees in die boek Esegiel, dat jy die land wat die Here vir ons gee, wat u vir ons gee, kan verontreinig met jou ongehoorsaamheid. Here, is dit nie hoekom dit met ons in Suid-Afrika gaan soos wat dit gaan nie? Omdat ons leef soos heidene. Ons leef soms erger as die heidene. Ons doen erger as wat die moslems doen. Moslems verbrand nie eers nie. Gee dat ons nie verder sal verontreinig nie, maar wil u gee dat ons u rein en heilige volk sal wees, wat u werklik weer dien en u woord gehoorsaam. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal verder.